Die Here groet jou met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ag, voor ek bid wil ek net dit noem. In my gebed bid ek met tye en ek verwys na ek, myself. Almal wat dan saamstem, plaas net jou naam ook in die gebed. Kom ons gaan na die Here toe. Hemelse Vader, vandag is Sondag die 4 Desember en dit is die tweede Sondag van Advent, wat letterlik verwys in Afrikaans na koms. Advent is 'n seisoen van wag en van hoopvolle verlange, terwyl ons U, Christus, Here Jesus, nooi om weer in ons lewens en ons pragtige maar gebroke wêreld in te kom. Waar ons op reis is na Kersfees, berei ons voor om die geboorte van Jesus te vier, deur na die stemme van die profete onder andere te luister, soos hulle die komende Messias beskryf. Jesaja profeteer vir die nasie Israel, en dan sê hy vir hulle om nie mediums en spiritiste te raadpleeg nie. Dit sal tot die duisternis lei en verwarring lei. Hy verklaar dat iets of iemand uit Galilea sal kom om die lig aan te skakel. Ons weet, Here Jesus, dat dit na U verwys en Michael W. Smith sing vir my so in sy aanhef, You step down into darkness. Here, en dis toe U afstap dat U die lig kom aanskakel het. Die skrif uit Jesaja 9, vers 1 en 2 verwys daarna. Daar sal geen somberheid meer wees vir diegene wat in nood was nie. In die verlede nie. In die verlede het hy die land van Zebulon en die land van Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy Galilea van die nasies eer, langs die pad van die see, ander kant die Jordaan. Die mense wat in duisternis loop, het 'n groot lig gesien. Op die wat in die land van diep duisternis woon, 'n lig het aangebreek. Here, toenemend is die kulture van baie van ons nasies post-Christelik, met geen Bybelse raamwerk om die wêreld te verstaan nie. Ook hier in Suid-Afrika, ongelukkig, Here. Tog sukkel baie Christene in die duisternis, terwyl hulle geestelike honger en behoefte nie na U as die God van die Bybel neem nie, maar na dinge soos medium, spiritiste en ander goed. Here Jesus, so baie van ons mense leef in wanhoop. En in vandag se boodskap praat Stefan daarvan, waar hy uit Genesis 2, vers 25 tot 3, vers 10, daarvan praat en met die tema skaamte dryf ons om ons sondes vir God te probeer wegsteek. Ja. Here, so baie van ons loop in skuldgevoelens en skaamte rond. Ons fokus dan op onsself en ons sukkel met 'n onvergewensgesindheid en 'n magteloosheid. En dan wil ek bid, Here, dat U Stefan se boodskap wat hy vir ons gaan bring sal seën en dat hy op die agtergrond verdwyn en dat U hom as instrument in die hand gebruik. Here, en dan Jesus, wil ek ook weer 'n keer as 'n belydenis kom vra. Elkeen van ons om 'n paar oomblikke in stilte te neem en na binne te keer. En kyk na myself en ek vra, is ek vol lig? Is daar sakke van duisternis of skaduwees in my? Here Jesus, die lig van die wêreld, elkeen van ons hier nooi U om my te kom vervul. Skandeer my met U lig, wat in elke kraak en skeur van my hart insypel.
Jesus, ek bid vir diegene wat in duisternis en benoudheid sukkel, vir al diegene wat besig is met okkultiese praktyke op soek na een of ander vorm van geestelike realiteit en krag in hulle lewens. Openbaar Uself aan hulle en skyn U lig en U liefde op hierdie lewens. Here, en dit was en is 'n besonderse onstuimige jaar, vol onverwagte gevare en onsekerhede. Ons wil spesiaal bid vir ons land, vir ons president, wat dalk moet bedank. Hy staar 'n groot persoonlike krisis in die gesig. Dit lyk of hy gedwing sal word om te bedank. Ons bid asseblief vir genade en vrede, ook dat daar geen oorhaastige besluite in die naam van Jesus Christus geneem sal word nie. Here, ons pleit saam met baie gebede wat voor die troon verskyn. Maar Here, dit gaan nie hier net oor 'n politieke ry nie. Dit gaan oor wat kan die gevolge wees. En net U weet dit, Here. En daarom plaas ons dit voor U. En ons verklaar, Matteus 6 vers 10, laat U koninkryk kom en U wil geskied op die aarde net soos in die hemel. En ons bid vir vrede, wet en orde in ons land. Ons het nou gehoor van 2 kinders wat se selfone gesteel is. Vir die komende en ook vir die komende vergaderings van die regerende party binnekort, ook vir vrede tussen die verskillende politieke faksies. Ons bid teen vrees en paniek, onrus en bloedvergieding. Here, en dan ten slotte bid ek vir die nasies van die wêreld, vir al diegene wat vasgevang is in konflik en oorlog. In hierdie advent seisoen bid ek, kom Here Jesus, vredevors. En ek luister met verwagting na U stem van die troon af. Ons hoor die afkondiging, ek maak alles nuut. U beloof vrede aan die volk. En dan in Psalm 85, Here Jesus, verwys hy na hierdie gedeelte, toe hy op 'n kontroversiële wyse van homself gesê het, ek is die lig van die wêreld. Jesus, lig van die wêreld. Ek gee myself oor aan U uitnodiging om volle lig te wees. Mag my lig vandag voor ander skyn, dat hulle goeie dade kan sien en na ons Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. Vader, in ons eie gemeente en familiekring is daar ook mense wat omgee nodig het. Here, en ek bring hierdie lys voor U. Soos wat ek hier neer het, Melanda wat gaan vir 'n operasie, Dawie Kutse se met die oogspesialis sien met 30% sig, het iets van sy sig verloor. Dominee Stefan se broer Chris, wat nog steeds chemobehandeling kry. Chantel van Straten, vir die hele van Straten familie, het oornag 'n probleem ontwikkel met haar gesig. En dan ook vir haar ma, Annelie Nel, wat nog wag vir uitslae van 'n biopsie. Annie Kutse is gediagnoseer met hoë bloeddruk van haar longe en gaan die 7de vir 'n fiekie-skandering. Dis moontlike hartprobleme is ook waargeneem, waarvan ons sy in Februarie se angiogram kry. Fanie Leroux het baie pyn en ongemak. Hy word behandel vir prostaatkanker. Johan Swart moet op 9 Desember vir 'n breekoperasie gaan. Cara Palmer moet vir 'n baie spesiale operasie gaan ook, Here. Hemelse Vader, ons besef dat as ons, waar ons hier vergader in U naam saamstem, oor 'n saak en vra vir U hulp en genesing, dat U dan vir ons beloof om te help. Soms gebeur dinge nie soos ons verwag nie, maar U luister as ons vra en doen soos U behaag, omdat U beter weet as ons. Maak ons nederig en afhanklik om te vra en te weet, U wil sal reg geskied. Here, en dan is U ook mense in ons
gemeente wat ons saam mee bly is. Ons dink aan die kinders, Jonathan en George en Nina en ander wat toekennings en balkies gekry het en ons is saam met hulle bly. Ons dink ook aan mense of van die gemeentelede wat hierdie week verjaar en dankie ook daarvoor, Here. En dan vir Letty en Arthur wat 35 jaar getroud is, sal wees die 5de Desember. So dankie vir hierdie genade en dat jy hulle ook vorentoe sal seën. Here, en dan dink ons ook aan spesiaal aan Zelna Jones wat vandag gedoop word. En dit het so, terwyl ek my voorberei het, dit gedeelte so by my ingesny. Die doop is die seël vir Zelda wat aan U behoort. U verseël dit. Here, en dan bid ons ook vir Bani, Homan en die helpers mee uitreik vir die preddag. En ons het gehoor van die behoefte aan fondse om dit te maak werk. Ons wil vra, Here, dat U elkeen se harte sal lê om nie net by te dra nie, maar ook fisies te kom help en deel te neem. Ons as gemeente is ook moontlik betrokke by die dag en ons vra regtig dat hierdie dag sal seën. Ons vra al hierdie dinge in U naam, Here Jesus, en ons almal sê, Amen. Skriflesing kom uit Genesis, hoofstuk 2 en hoofstuk 3. Genesis 2, vers 25 tot hoofstuk 3, vers 10. En ek het nou al 'n paar preke gepreek oor skaamte, maar daar is so baie om daaroor te sê, en ek wil eintlik vanoggend weer 'n tree teruggee na die begin. Hoe het skaamte deel geraak van ons lewe hier op aarde, en wat is verder die gevolge daarvan? Die oorsprong en die gevolge van skaamte. En waar lees ons die eerste keer van skaamte? En dan lees ons hier in Genesis 2 vanaf vers 25 en 3, hoofstuk 3 vers 10. En ons gaan fokus op vers 7. Hulle twee, die mens en sy vrou, was skaal, maar hulle was nie skaam nie. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi is om na te kyk en begeerlik, omdat hulle kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet, sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. Die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is skaal. Toe het ek weggekruip. Ek gaan vra fokus op vers 7. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om klere. Ja, skaamte opereer so baie in ons lewens, nee. Ons dink boelie, nee, boelie is mos 'n groot storie in die wêreld, nee, in die werksplek en op skool. En wat is die kern van boelie? Nee, die kern is om skaamte op iemand te plaas. Ek boelie hy persoon, nee. En ek plaas skaamte op hy persoon. As jy enige fliek kyk, nee, wat gaan oor hoërskooljare, nee, dan gaan dit heeltyd oor hierdie boelie en skaamte, dat een kind so uitgeskei word en verneder word en al die dinge, nee.
of flieks ook wat gaan oor reunies, nê, matriekreunies. Is altyd daai skaamte, hoekom daai een wat geboelie is op skool terug te wys maar ek is nou beter en ek gaan nou en ek wraak neem. Dis heeltyd net gaan die kern van boelie is skaamte. En hierdie boelie is nie net in die wêreld nie of op skool of in die werksplek nie. Ek sê vir julle kan selfs boelie plaasvind in die kerk. Selfs in die kerk ervaar mense dit ook. En dit gaan oor hierdie Christelike wettiesheid. Daar's regtig ware Christene en dit kan ook dit is gewoonlik mense wat toegewyd is en die Here regtig wil dien. Hulle glo nie hulle word gered op grond van wat hulle doen nie, maar hulle glo absoluut my redding is net genade, maar die pad van heiligmaking nê, om saam met die Here te lewe hang af van wat ek doen. Nê, die reëls en regulasies wat ek nakom om te groei in die pad van heiligmaking, om soos Christus te word. Ons werk vir ons allerhande reëls uit, nê. En dan baie keer toegewyde Christene voel so heeltyd skuldig. Weet jy, ek bid nie genoeg. Ek is gered, dis genade. Maar ek bid nie genoeg nie. Ek bid nie lank genoeg nie. Ek lees my Bybel nie genoeg nie. Ek gee nie genoeg nie. Ek doen nie genoeg in die kerk nie. En dit is gewoonlik mense wat toegewyde Christene is, ware Christene, wat gered is. Maar hulle loop met hierdie gevoel van skuld, wat kan oorgaan na skaamte toe. Ek is maar net nie goed genoeg nie. En ons weet dis 'n valse skuld. Laas Sondag gehoor, nê, ons staan nie meer skuldig voor die Here nie, ons is vergewe in Christus. So is 'n valse skuld. Maar skaamte floreer waar skuld. As daar skuld is, dan bring dit baie keer skaamte voort. Nee, dit is nog erger as skuld. Skuld is ek het iets verkeerd gedoen, ek kan dit regmaak deur reg te doen, nee. Maar skaamte is ek is maar nie genoeg nie. Ek kan dit nie verander nie. In my wese is ek verkeerd. Is ek 'n fout. Ek is maar net nie goed genoeg nie. Dis die ouer broer van skuld. En daarom sê ons 'n kettings van wettiesheid, nê? Sal wettiesheid heers. En hoop dit gaan duideliker word so langer ons nou luister na die boodskap. As daar wettiesheid, nê, dit bring gewoonlik skuld op mense. En skuld gaan oor tot skaamte. En as ek skaamte is, ek's nie goed genoeg nie, dan word ek vol vrees. En hoe bedek ek daai vrees wat ek nie goed genoeg is, dat mense gaan sien ek's nie goed genoeg nie? Ek hoogmoed. Ek neem 'n hoogmoedige houding aan om my skaamte te bedek. Sien daai kettings. Skuld, skaamte, vrees en dan hoogmoed. En as jy vasgevang is in 'n Christelike wettiesheid, gaan jy nie die krag van die Heilige Gees ervaar nie. Gaan jy nie die vreugde ervaar om saam met die Here te lewe nie. Nee, as jy heeltyd sit met hierdie valse skuldgevoelens. Ons weet as ons sonde doen, nee, is ons bedroef daaroor want ek wil saam met die Here loop. Want sonde is mos om los weg van die Here af te lewe. So geen krag en vreugde nie as die Christelike wettiesheid en skaamte funksioneer. Ja, so gesê het, skaamte baie erger as skuld. Ek het nie 'n fout gemaak nie, ek is 'n fout. In my wese is ek 'n fout. Ek is meer as net wat ek doen. Ek is 'n fout in my wese. En ons weet ook dat die oosterse kultuur funksioneer kwai op skaamte, nê. Ek weet nie of julle dit is maar die ondervinding wat ek maar van die oosterse kultuur maar wat jy op fliek sien, nê. Waar 'n persoon voel ek het soveel skaamte op my familie gebring en die ere ding om te doen is om selfmoord te pleeg as 'n ritueel met 'n swaard en goeters nie. So veral die oosterse kultuur is kwaai op hierdie skaamte. En wie sit agter dit? Dis die mensemoordenaar, nê. Die ere ding om te doen is om jou lewe te neem. Dis absoluut Satan sit daar agter, want hy is die mensemoordenaar. Die westerse kultuur funksioneer meer waar ons nou meer gewoond is deur skuld. Maar soos ek sê, skuld kan maklik oorgaan tot skaamte, want ek kan nie by daai hoë vereistes
uitkom nie, en ek voel heeltyd skuldig, en later sê ek, maar ek kan nie, ek is nie goed genoeg nie. Kom ons kyk, wat is die oorsprong en gevolge van skaamte? Waar kom skaamte vandaan? Ons sien eerstens, dat daar was geen skaamte in die paradys voor die sondeval nie. Adam en hulle twee, die mens en sy vrou was skaal, maar hulle was nie skaam nie. So daar was nie skaamte voor die sondeval nie. Maar wat is die eerste reaksie nadat Adam en Eva in sonde geval het? Die eerste ding sê, die mens het vir God geantwoord na die sondeval. Ek het hier hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, vrees. Want ek is skaal, toe het ek weggekruip. So hoekom het hulle kaal weggekruip? Want hulle was vol vrees en skaam. Skaam geraak. Dis die sonde is die oorsprong van skaamte in hierdie lewe. Sonde wat jy self doen en sonde wat teenoor jou gedoen word. As jy geboelie word. En ek moet vir jou sê, iemand wat gewoonlik iemand anders te boelie, sit self met skaamte en hy probeer homself optel deur die ander te boelie, dat ek beter lyk en lyk ek is in beheer. So, vrees en skaamte was die eerste reaksie na die sondeval. Dis die oorsprong van skaamte, sonde. Sonde wat jy self doen en wat aan jou gedoen word. En dan staan daar in vers 7, hulle albei se oë het toe oopgegaan en hulle besef hulle skaal. En toe werk hulle vye blare om dit te bedek. Beteken dat hulle fisiese oë oopgegaan het? Nee, hulle kon sien voor die sondeval. Nee, hulle kon die diere name gee en al die dinge, nee, so is nie die fisiese oë wat oopgegaan het nie. Was ook nie dat hulle skielik meer kennis gekry het nie. Nee, dat hulle, kom ek sê, hulle oë het oopgegaan vir die waarheid nie. Hoekom sê ek dit? Hulle probeer vir God almagtig wegkruip wat alomteenwoordig is. Hoe dom kan jy wees om dit te probeer doen? Verstaan jy? So hulle het ook nie hulle oë het oopgegaan vir die waarheid nie, vir kennis van die waarheid. Hulle het eintlik dommer geword nadat hulle sonde geval het. Te dink hulle kan vir God wegkruip. So hierdie oë wat oopgegaan het, is nie fisies te kyk nie, dis ook nie meer kennis van die waarheid nie. Wat het oopgegaan? Hulle gewetensoë het oopgegaan. Hulle het hulle onskuld verloor en hulle gewete het hulle begin aankla. Dis wat gebeur het. Hulle gewetensoë het oopgegaan vanweë hulle onskuld wat hulle verloor het. Mens sien dit so duidelik met jong kindertjies, hier onder 3 jaar. Hoe kan 'n jong kind sommer kaal deur 'n vertrek hardloop, met vol vreemde mense? Hulle skaam nie, hulle sit nog met kinderlike onskuld. Daar's nie skaamte nie, lag lekker en hardloop daardeur en dan ma agterna met 'n doek probeer die kind aantrek, Hulle het nie skaamte nie, want kinderlike onskuld. Maar Adam en Eva het dit verloor, hulle gewete het hulle aangekla. Hulle het God se liefde verloor. God se guns en liefde het hulle verwerp deur die sondeval. Hulle het selfs hulle heerskappy, God het mos hulle geseën en gesê, heers oor die skepping. So Adam en Eva, die mens het heerskappy gehad oor die aarde. Hulle het selfs daai heerskappy verloor en het gegee vir die God van hierdie wêreld, vir Satan, deur die sondeval. Hy, Satan, het daar die God van die wêreld geword. Kaal, hulle het kaal geraak. Besef hulle is kaal. Hulle is beroof van God sy eer, sy vreugde, integriteit. Hulle het dit maar net nie meer wat nodig was om te lewe soos God wou gehad het, hulle hier op aarde moes lewe nie. Na die sondeval kon hulle nie meer lewe soos wat God dit oorspronklik bedoel het vir die mens nie. Hulle het 'n sondige natuur, is maar net nie goed genoeg nie. So het skaamte deel geraak van ons bestaan. Sondige natuur. En weet Satan gebruik ook vandag nog jou eie sondes en sondes van jou naaste om skaamte op jou te plaas. Vandag gaan dit net so voort.
Daar kom skaamte oor jou, oor wat ek gedoen het in my verlede. Hoe kon ek dit gedoen het? Satan gebruik ander mense om ook skaamte op jou te plaas wat teen jou sondig. Ja, dink maar net, as jy nie kan voldoen aan vereistes nie. Baie keer kan ouers so hoë verwagting hê van hulle kinders, nê? Baie ouers wil ons eintlik hê hulle kinders moet leef wat hulle wou geleef het en wat hulle nie by kon uitkom nie. Dan plaas hulle so hoë verwagting op hulle kinders. Jy moet presteer in sport, akademie, al daai goed. Dit is natuurlik goed om jou beste te gee, die talente te gebruik wat die Here vir jou gegee het, maar die ouers stel sulke hoë waarde, nê, so hoë standaarde dat die kind net nooit daarby kan uitkom nie. En hoe voel hy kind? Ek is nie goed genoeg nie. Ek kan my ouers net nooit tevrede stel nie. En daar kom skaamte. Ek is nie goed genoeg om 'n kind van my ouers te wees nie. Verwerping, verwerping deur ouers. As 'n pa of 'n ma 'n kind verwerp, wat sê dit vir daai kind? As my ouers my nie eens aanvaar nie, wie sal my ooit aanvaar? Dan is ek nie aanvaarbaar nie. As 'n ouer, 'n pa besluit nie, hy stap weg van sy gesin af, gaan weg saam met 'n ander vrou of wat ook al, waarmee sit daai kind? My pa vind my nie belangrik genoeg nie, en hy stap weg. Skaamte. Is die mense wat die Here reeds gegee het om my te aanvaar en my op te voed en te ondersteun, my verwerp. Watter skaamte kom dan nie oor so 'n kind nie? Dan praat ons nie eens van mishandeling nie. Nee? In plaas van dat jy beskerm word jy nou nog mishandel. Die mense wat die Here gegee het om jou te beskerm, op te voed, mishandel jou. Ek is nie goed genoeg nie. En dan natuurlik seksuele misbruik is die ergste seker. Bloedskande, daai dinge. Dis seker die ergste. En dit is deel in hierdie sondegevalle wêreld, ek praat nie van uitsonderings en sulke goednis, dis net dit is redelik kom baie voor. Baie mense loop met hierdie gevoel van skaamte. En selfs in die kerk kan ons lekker skaamte op mekaar plaas, nê? In die kerk selfs ook, nê? Ek is 'n geskeide, nê, en almal kyk my so snaaks aan. Nee, maar omdat ek geskei is. Of ek 'n buiteegtelike kind. Ons kan opnoem, of ek het 'n drankprobleem. Ek worstel hiermee. En almal kyk my snaaks aan. Nee, daar word skaamte geplaas. Dan kan ons nog eenvoudige goed gaan, jy het 'n televisie, ek kyk nie televisie nie, nê? En ek is beter gerustin want ek kyk nie televisie nie. Jy het DStv. Dis nog erger. Poeltafel in jou huis. Kersboom. Noem maar op. Dit skaamte baie keer plaas op mekaar. Jy luister nog na sekulêre musiek. Ek's 'n beter Christen, ek luister net gospel. Ek het jou gesien, jy het gaan fliek. Jy het 'n bier gedrink. Ek's 'n beter Christen. So plaas ons skaamte op mekaar. En selfs gemeentes. Ons het in die weke 'n meerdere vergadering, 'n streekse nodig gehad, en daar gehoor dat selfs gemeentes voel hulle word geboelie deur ander gemeentes. Omdat hulle nie hou by die letterlike toepassing van die kerkorde nie. En hulle word geboelie deur die res. Dat gemeentes dit sê. En daarom het ons ook van ons klasse af 'n beskrywingspunt deurgestuur, dis goedgekeur deur die streekse node, dat daar 'n studiedebutate aangewys word om te kyk na die toepassing van die kerkorde. Of dit gaan oor die essensie, wat die kern van die kerkorde, of die letterlike toepassing. Want gemeentes voel hulle word geboelie deur ander gemeentes byvoorbeeld. Verstaan hoe wyd gaan dit, hoe dit in die kerk ook funksioneer. Pieter, ek hoop jy stem saam, jy was ook daar gewees. Nee, dat daar regtig ouens opstaan en sê, maar ek word geboelie deur my broeders. En ons moet pas op daarvoor in die kerk. Partykeer het mense meer, hulle ervaar hulle meer aanvaarding, by Elder Place. So
2 blokke, 3 blokke hier vandaan, as wat hulle aanvaarding ervaar in die kerk. Daar kan ek sê wie ek is. Ek hoef nie 'n masker op te sit nie, ek hoef nie net hierdie great ou te wees nie. Want hier het ons standaarde, en ons beoordeel, as jy nie my dieselfde standpunt as ek handhaaf nie, dan skuif ek jou uit. Jy het nog sukkel nog met dit, jy luister nog na sekulêre musiek en al die tipe goeters. En kom ons kyk, ek wil hierso so akroniem gebruik, die Engelse woord shame, en kyk bietjie of dit op jou van toepassing is, dat jy ook dalk miskien met skaamte in jou hart loop. Ek moet sê, ek sien dit elke nou en dan in my eie lewe ook. As ons nou die woord shame vat as akroniem, die S staan vir self-consciousness or even self-hatred. Ek is so selfbewus, ek kan nie hier voor ander mense staan en iets sê nie, want net nou gaan hulle sien hoe ek is nie 'n goeie spreker of wat ook al nie. Natuurlik het sekere mense meer 'n talent daarvoor, maar ek is so selfbewus nie, ek wil altyd net agter in die skade wees staan. Self-hatred dalk. Die H staan vir hiding the real you or your past from people for fear of rejection. Mense moet net nie uitvind wie ek regtig is nie. En daarom moet ek hierdie maskers wat ek dra. En mense kan nooit by my hart uitkom nie, ek maak myself toe. Want as hulle eers gaan uitvind wie ek is, gaan ek verwerp word soos wat ek dalk in my ouerhuis verwerp is, deur ouers of wat ook al. Of wat met my gebeur het in die verlede. Anger. Die A, anger at those who shamed me. Loop nog met hierdie wrok, as ek nog terugdink aan daai meneer in standaard 8. As jy net sy naam noem, dan voel dit of as ek vishake hier in my rug is wat my so skud. En ek sommer dadelik weer kwaad. Medicate is nie net ouers en onderwysers nie, verstand kan enigiemand in 'n gesagsposisie wees. Die M staan vir medicating your pain through drugs, alcohol, food, media diversions. As jy baie keer, as jy afhanklik is, van middel afhanklik is, jy probeer daai pyn verdoof. Selfs ook net om weg te breek in 'n fantasiewêreld. Verdiep jou in hierdie fantasieboeke of hierdie fantasie. Ek sien, ek het al so baie keer by jong seuns, hier's 'n paar hier, ja, hulle almal is hierdie oorloggames, waar jy al hierdie wapens het en jy kry groter wapens hoe verder jy vorder, dan sê hulle, as ek klaar is, dan wil ek die Franse Vreemde Legioen gaan aansluit en sulke goed. Jy weet nie waarvan jy praat nie, oorlog is nie mooi nie. Op die game word jy nie teruggeskiet nie, of jy kan skiet, maar jy voel niks, maar in die werklike situasie is nie so nie. Dis nie dieselfde nie. En so probeer ek eintlik daai gevoel, in die virtuele wêreld het ek hierdie krag, is ek iemand. Want ek het hierdie, wat noem hulle dit, graad bereik of wat ook al. Excelling in other areas to compensate for deep insecurities. As ek veral 'n obsessie het om iewers te presteer, 'n obsessie. Dan is dit baie keer om te kompenseer. Ek sit met hierdie gevoel van ek is nie genoeg nie. En skaamte plaas jou, so ek wil noem, in 'n loos gemors. As jy sit met skaamte, dan voel jy al hierdie looswoorde, hierdie loos gemorswoorde, waardeloos, hulpeloos, nutteloos, hopeloos. Dis wat skaamte bring, is al hierdie looswoorde in jou hart. Is net nie goed genoeg nie. En dis dan die oorsprong. En as jy sit met skaamte, dink jy wil dit vir almal gaan vertel? Iemand wat worstel met skaamte, loop hy rond en sê, ek voel so en so? Nee. Ons doen presies wat Adam en Eva gedoen het. Ons probeer dit toemaak. Dit bedek. Soos Adam en Eva. Wat het hulle gedoen? Hulle het vyeblare gevat, om dan 'n gedeelte van hulle skaamte te bedek, die fisiese skaamte te bedek. En dit wat ons vandag ook doen. 'n Vyeblaar, en jy weet 'n vyeblaar gaan seker dalk 'n dag hou, as dit ooit 'n dag gaan hou, maar dit gaan nie hou nie.
Nee, dan sit ek's baie by was nie turksvyblare nie. Maar in elk geval, nee, vyeblare hou nie. Dis nie 'n oplossing nie. Vir 'n rukkie kan jy dit bedek, maar môre is daai blare verlep. En dis wat ons ook doen. Ons wil vir niemand dit vertel nie. Ons wil nie gaan vir hulp nie, dat mense net nie uitvind wie ek is nie, nee. En ek maak vir my vyeblare bymekaar. Ek kruip weg om my skaamte te bedek. Daai gevoel van waardeloosheid en mislukking probeer ek bedek in my lewe. En dan, hoe doen ek dit baie keer? 'n Obsessie. Ek kry 'n obsessie in my lewe, nee. Obsessie met dieet. Ek dink die mees misleide persoon, nee, is 'n meisie wat ly aan bulimie. Wat gee my 'n regte woord? Bulimie. Dankie Pieter. Bulimie. Wat maar uitgeteer nog steeds dink sy is vet. Hoe kan jy so mislei word? Nee, dit bedek 'n skaamte. Dis hoekom so obsessie daarmee het. Of jy kry obsessie met fiksheid, en dit is goed om fiks te wees, nee, die Bybel, die Here sê ook, nee, jy moet gesond, pas jou liggaam op, maar as jy obsessie het, en alles gaan net oor fiksheid, al jou geld en tyd gaan net om fiks te wees. En jou fietsery, of wat ook al, fietsery is nie verkeerd, en jy hoor wat ek sê, maar jy het obsessie. En, obsessie met eet, kosmetiese operasies, nee, jy het al gesien mense wat eers begin daarmee, nee. En later is dit, hoe skeef getrek kan dit word. Obsessie om die nuutste modes te dra, om 'n perfekte huis en werk te hê, geleerdheid, en selfs 'n obsessie met godsdienstige reëls. Is vyeblare wat ons probeer ons skaamte baie keer bedek. Baie keer al gesien, mense wat verskriklik uitgesproke is teen 'n sekere sonde. Op die einde hoor jy, maar daai persoon in donker doen daai sonde. En so kan ons vir onsself baie onrealistiese hoë standaarde stel om aanvaar te word en die guns by mense te kry. En dan probeer jy nog steeds jou ouers tevrede stel, nee. Of ander mense tevrede stel, nee. Maar jy kry dit net nie reg nie. Sekere ouers kan jy nooit tevrede stel nie. Jy kan net nie, en wat is daai boodskap as jy hulle nie kan tevrede stel nie? Jy kry maar weer die boodskap, ek is nie goed genoeg nie. My beste is nie eers goed genoeg nie. Moenie dink dat jy deur 'n volmaakte lewe die aanvaarding van mense gaan kry nie. Vergeet dit, werk vir God se aanvaarding. Nie dink as jy die beste is, almal gaan jou aanvaar nie, dan gaan baie mense jou beskinder en sleg sê. Jesus het perfek gelewe, en wat het met hom gebeur? Hy is deur mense gekruisig, die kruis vasgespijker. Dit is vyeblare. Om te dink deur my prestasies gaan ek aanvaar word. Natuurlik gee jou beste, nee. Ontwikkel jou talente, gawes en talente deur, maar moet dit nie jou waarde daaraan koppel en dink dit gaan my aanvaarbaar maak, gaan maak dat ek iemand is nie. Dit gaan nie werk nie. Dis vyeblare, die dinge wat ons baie keer gebruik. Ek hoor net nou die dag met iemand gepraat, hy werk ook en ek weet Lana werk ook in daai terrein van karre, die banke wat karre terugvat, nee, wat mense nie kan betaal nie. En die getal, nee, dis duisende wat hier net in hierdie omgewing. Want ek ry so rond, ek kan nie verstaan al hierdie nuwe karre wat die mense ry, nee, dan praat jy van karre 500,000 plus. Waar kry mense vandag die geld? Lana, hoeveel duisende is daar wat hier rondry? Nee, wat die bank, dis nie hulle kar nie, dis die bank se kar. Maar sukkel om dit terug te kry, want wat? Ek moet mense beïndruk. Met geld wat ek nie het nie, moet ek mense beïndruk wie ek nie eers ken nie. En dan dink ek, mooi vyeblaar waarmee ek rondry. Maar hy gaan nie hou nie. Wat is die oplossing? Oplossing is, dink bietjie wat se verskil sou dit gewees het. As Adam en Eva nadat hulle
geëet het van daai vrugte, nê. As hulle na die, ek stel dit nou maar voor, ek sê nie dit was so daar nie, maar as hulle na die hek van die tuin van Eden toe gehardloop en gesê, ons moet vir die Here vertel, ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen. Here, vergewe ons, het U liefde verwerp. Ons is so jammer ons het gedoen. Vergewe ons, aanvaar ons. Ek dink dit sou heeltemal 'n ander uitkoms gewees het. As hulle na die Here toe gehardloop en sê, Here, help. Ons kan nie sonder U nie. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het weggehardloop. Gaan wegkruip. Hulle skaamte probeer bedek daar in die doringbos waar hulle weggekruip het met vye blare aan. Dit sou heeltemal anderster gewees het. Want wat sê die Here? Psalm 51 vers 19: Die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. So moenie weghardloop van die Here nie, hardloop na hom toe. Hy is die oplossing. En uit genade het God vir Adam en Eva gaan opsoek. Hulle gaan haal daar waar hulle wegkruip. Ek sê, waar is julle? Dis genade dat die Here hulle gaan soek het. Nee, alhoewel die Here mos hy het nie eers gaan soek, hy het geweet waar hulle is. Hy sê, waar is julle? Dis genade. En die Here gee ook die oplossing vir hulle skaamte. Ons lees in vers 21, Genesis 3 vers 21, daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle dit aangetrek. Klere wat kan hou, maar die krag hiervan is, God moes 'n dier slag, bloed moes vloei, om hulle skaamte te bedek, dat hulle kaal is. En dit wys reeds hierheen na die een wat sou kom, wat aan die haakskeen gebyt word terwyl hy die slang se kop vermorsel. En wie is dit? Jesus Christus. Terwyl hy Satan se kop vermorsel aan die kruis, waar Satan hom in die haakskeen byt deur hom te laat kruisig, het Jesus, die lam van God, se bloed gevloei. Om ons sondes weg te vat, die oorsprong van skaamte, en ook om ons skaamte te bedek, is deur die bloed van Jesus. Deur sy kruisoffer. En dis hoekom ons nou Kersfees vier ook, nê, na die aarde toe gekom. Jesus, nê, om die slang se kop te vermors, ons sy bloed te laat vloei, tot vergifnis van ons sondes, en tot bedekking. Eintlik nie net bedekking nie, die wegneem van ons skaamte. So watter skaamte jy ook mee rondloop, die oplossing is Jesus. Nee, ons het dit nou gesing ook, daai een lied. Jesus, dis waaroor dit gaan. Om met ons skaamte na hom toe te gaan. So as jy enigsins worstel met sonde wat jy gedoen het in jou verlede, en jy kan net nie daaroor kom nie, hoe kon ek dit gedoen het? Moenie gaan wegkruip nie. Moenie allerhande vye blare gaan bymekaar maak dat jy beter voel oor jouself of probeer beter voel oor jouself nie. Gaan na Jesus toe. Gaan na hom toe. Bely jou sondes voor God. Bely dit en ontvang sy vergifnis. Johannes skryf in sy eerste brief, 1 Johannes 1 vers 9, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Nee, daar is vergifnis. Daar's 'n wegneem van daai sondeskuld. Jy's nie meer skuldig nie, jy's vergewe in Christus. En as God jou kan vergewe wat volmaak heilig is, dan kan jy jouself ook vergewe. Dan kan jy dit maar net aanvaar en jouself vergewe. En as jy met skaamte sit, nee, waar ander mense jou boelie en dinge aan jou gedoen het in die verlede, jou verlaat het, wat dit ook al is. As jy met daai skaamte sit, as gevolg van ander se sondes en verwerping, bid dat die Heilige Gees jou geloofsoë sal oopmaak, en dat jy die waarheid sal sien, hoe God na jou kyk in Christus, wie God sê jy is in Christus. En in Christus, ek weet Satan in die wêreld nie, vanweë jou verlede en wat mense aan jou gedoen het nie, wil vir jou sê, jou bestaan is 'n fout, jy's 'n glips, jy moenie hier wees nie. Maar ek sê vir jou in Christus, God maak nie foute nie. God,
Jou bestaan is nie 'n glips vir God nie. Hy was nie verras en wow, hier is jy nie. Hy het jou aan mekaar geweef in Psalm 139 in jou moeder se skoot. Jy het nie God verras nie, hy het jou beplan. Jy moet hier wees, jou bestaan kan nie 'n fout wees nie. En hy het 'n plan en doel met jou lewe. Hy het aan jou 'n persoonlikheid gegee, gawes gegee, talente wat hy wil gebruik om die wêreld te verander. En jou waarde is so hoog dat Jesus bereid was om te sterf vir jou sondes en jou skaamte weg te neem. Al was jy die enigste mens op aarde, sou Jesus nog steeds vir jou gesterf het. So lief het God ons, volmaakte liefde. Weet, vir ons wêreldse maatstawwe kan ons sê, hierdie persoon, nee, jammer dat hierdie persoon is dom, is nie goed genoeg nie, is 'n fout. Nee, is 'n fout dat daai persoon bestaan. Nie vir God nie. Greg Oukamp, nee, hy het ook elke nou en dan hier preek, as ek op verlof is en so. Hy en Marinda getuig van hulle dogter Lara, nee, wat eintlik nie, sy is gestremd gewees, sy het eintlik nie 'n verstand gehad nie, sy kon nie praat nie, alles. Maar hoe die Here vir Lara gebruik het, om hulle lewens te verander, hulle prioriteite te verander, en hoe die Here dit vandag nog gebruik in sy koninkryk. Nee, hulle bedien reg oor ons land en selfs in Namibië. Bedien hulle, en die Here het vir Lara gebruik. Sy is vroeër die jaar is sy oorlede, was by die begrafnis gewees, die wonderlike getuienis, Greg ook, nee, en Marinda, hoe sy vroue bedien. Maar hulle getuig, hulle het al hier ook, een Sondag aand ook hier kom vertel, hulle getuienis gegee. Hoe is hulle prioriteite verander? En hoe die Here Lara gebruik het om sy koninkrykswerk voort te sit, in en deur Greg en Marinda, en hulle gaan nog steeds aan. Verstaan jy, vir die Here is niemand 'n fout nie. Vertel ook net as sekere lofliedere, as hulle in die huis sekere lofliedere gespeel het, nee, liedere tot eer van die Here, het Lara haar hande opgetel. En sy het eintlik nie 'n verstand nie. So, nie een van ons wat hier is vanoggend, is 'n fout nie. Die Here het 'n plan en 'n doel met jou. Maar kom ons los die wêreldse vye blare, om waarde te probeer kry, om mense te beïndruk. En kom ons leef om een persoon te beïndruk. Ons praat gewoonlik 'n audience of one. En wie is dit? God. Wat hy in en deur jou wil doen. Jy klaar alles om suksesvol te wees in God se koninkryk. Het jy klaar alles gegee? Is net ons geloof. Glo ek dit? Vat ek die Here se hand en stap ek saam met hom. Mag ons dit doen. Amen. En die Here wil jou seën, dat jy hoef te gaan ywer nie, maar dat jy 'n lewe gaan lei waar jy rus in sy genade. Dis waarvoor hy ons geroep het, om absoluut te gaan rus in sy genade. En ontvang dan die Here se seën daarvoor. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.